Nou ja, prys die Here. Ek glo jy het jou Bybel saamgebring en dan gaan ons lees uit Lukas die 9de hoofstuk. Lukas die 9de hoofstuk, kry jy Bybel oop, maak hom oop daar. Ek kan nou nie onthou of ek dit nou reeds gesê het nie, maar as ek dit sê het, sê ek dit weer. Van volgende Sondagoggend gaan ons reël dat daar altyd, as ons dan begin met die boodskap, dat die kleiner kindertjies onder 10 of 11 jaar kan ombeweeg, dan sal ons reël dat iemand hier in die saal vir hulle besig hou, vir hulle boodskapie bring en hulle besig hou daar. So van volgende Sondag af, want ek hoor daar is ouers wat sê, het is vir hulle moeilik om 'n hele diens met die woelige klompie baie keer deur te bring. En ons sal hier en daar beurte maak, ons sal maar met die vroutjies praat en hoor wie sien kans, en dan gaan ons dit nou maar so bietjie roteer. Baie dankie, en die Here seën vir u. Right, baie keer beter om 'n probleem te hanteer as om die hele tyd te snyf, né? Nou Lukas 9, vanaf, sny dit teens asseblief. Lukas 9, vanaf vers 51. En toe die dae van sy opneming nader kom, het hy sy aangesig gerig om na Jerusalem te reis, en boodskappers voor hom uitgestuur, en hulle het vertrek en in 'n dorp van die Samaritane gekom om vir hom klarigheid te maak, en hulle het hom nie ontvang nie, omdat hy na Jerusalem op reis was. En toe sy disippels, Jakobus en Johannes, dit sien, sê hulle, Here, wil u hê, ons moet sê, dat vuur van die hemel af op hulle neerdal, soos Elia ook gedoen het. Maar hy draai hom om en bestraf hulle en sê, julle weet nie van hoedanige gees julle is nie, want die seun van die mens het nie gekom om die mens se lewe te verderf nie, maar te red. En hulle het na 'n ander dorp vertrek, net tot so ver. Nou, ek het op die groep gisterand gesê, weet jy wat ek nie altyd doen nie, die boodskap reeds, of die tema deurgegee, en die tema is, van bekleier na liefde. En ons teksvers is vers 56, want die seun van die mens het nie gekom om die mens se lewe te verderf nie, maar te red. So Jesus sê baie duidelik daar vir ons, dit is God se hart is nooit om sleg met die mens te werk nie, die mens te verderf en te verwoes nie. Dis die mens wat dit baie keer aan homself doen. Jesus sê, hy het gekom om te red. Met ander woorde, Jesus het vir ons hoop kom bring. Dit maak nie saak hoe ver jy afgedwaal het, hoe diep jy in sonde weggesink het nie. In Christus is hoop. Hy kan jou red en hy kan jou verander as jy wil verander. Jy sien, dit is die groot saak, en dit is waaroor die boodskap eintlik gaan. Ons moet altyd saamwerk met God se wil. Nou, in die gedeelte wat ons gelees het, baie kort gedeelte, en ek dink man ouens spreek regtig uit daai gedeelte, want dit klink baie snaaks eintlik. Nou in die gedeelte wat ons gelees het, word daar vir ons vermeld dat Jesus en sy disippels is op pad na Jerusalem toe, en hulle beweeg deur die streek van Samaria, en Jesus wil daar oornag, en hy stuur sy disippels vooruit, maar hierdie mense wil hom nie ontvang nie. Jesus is nie welkom nie, en dan word 2 van hierdie disippels baie kwaad, Jakobus en Johannes, en hulle sê, Here, maar hierdie is nie reg nie, moet ons nie sê, laat vuur uit die hemel kom,
en dan maar hierdie ouens verteer, want hulle gee moeilikheid, hulle is hardkoppig. En dan sê Jesus vir hulle, nee, die Bybel sê hy bestraf hulle. En hy sê vir hulle, maar julle weet nie van hoedanige gees julle is nie. Hy sê vir hulle, in my koninkryk is dit nie hoe dit werk nie, want ek is 'n God van hoop en van redding. Nou, om Johannes en hierdie ander broer van hom, Jakobus, 'n bietjie beter te verstaan, moet ons teruggaan na Markus 3 vers 17, waar Jesus hulle roep as sy disippels, en dan sê die Bybel dat Jesus noem hulle Boanerges, wat beteken, hy gee vir hulle 'n bynaam, wat beteken seuns van die donder. Vreeslike naam. En hy gee dit na aanleiding van hulle persoonlikheid. Hulle is baie opvleend. Hulle is humeurig, hierdie twee ouetjies. En heel moontlik was hulle pa ook so opvleend en so humeurig. En ons vind dit terloop. Ons vind dit eintlik baie snaaks dat Jesus, twee van hierdie 12 disippels, is eintlik nie, ek kan enige ander ou sal hulle heel moontlik nie gekies het nie, want ons sou gesê het, ek soek nie moeilikheid nie, kom ons los julle een kant, maar Jesus kies Jakobus en Johannes, en hy weet hierdie ouens het 'n probleem met die meerigheid en opvleendheid. Nou, heel moontlik was hulle pa ook dan so gewees, moeilike, opvleende man. En nou dit werk deur in gesinne, ongelukkig. En as dit goed is, gelukkig. Nou, jy weet, as daar in 'n gesin hoofsaaklik vredelewendheid en liefde is en geopenbaar word, dan werk dit deur na die res van die gesin. Dit is so. En as daar kort van draad en opvleendheid is en aanvalligheid, dan werk dit deur in die familie. Nou, dis vir ons ook 'n waarskuwing en dat ons daarop ag sal slaan hoe ons in ons huise omgaan met die res van die familie. Jy weet, die Bybel sê vir ons, hy sê 'n sagte antwoord keer die grimmigheid af. Dit is so maklik om met 'n kort antwoord te kom, ongeskik te wees. En dan sê mense baie keer, maar ek is reguit. 'n sagte antwoord keer die grimmigheid af. Dan op 'n ander plek sê hy sê bedaardheid voorkom groot foute. Nou, voordat jy nou werklik ontplof, raak jy eens rustig. Want net nou sê en doen jy dinge wat jy nie regtig wou gedoen het nie. Nou, heel moontlik het hierdie twee, Jakobus en Johannes, maar in omstandighede groot geword, wat regtig 'n groot invloed op hulle gehad het. Dit het deel geword van hulle lewens, en dit het vir hulle eintlik na normaal gelyk en voorgekom. Nou, en as ek reeds gesê het, ons vind dit vreemd, dat Jesus hulle roep, sy disipel, so hulle gaan saamgaan waar hy preek, en ons sou moontlik gesê, just like, maar hierdie ouens gaan dit bietjie moeilik maak, want die ouens gaan vinger wys, en sê, maar kyk hoe lyk die ander ouens, en nou wil Jesus sê, ons moet glo in wat hy sê, en kyk, nou, jy weet, Jesus, kyk dieper, as ons, hy het geweet, hulle kan verander, so hy het hom nie blind gestaar
in wie hulle nou is nie, maar in wie hulle kan word. Jy weet, dan ons as mens moet ook waak daarteen, dat ons nie altyd ons so maklik blind staar teen hoe mense nou lyk nie. Hoe gaan hulle lyk oor 'n rukkie? En dan het jy heel moontlik woorde gespreek en dan bring jy oor jouself eintlik skaamte. Nou, Jesus gee hulle, hy roep hulle en hy weet, maar daar's iets moois in hulle, want jy weet die Bybel sê vir ons baie duidelik, hy sê dat God het die mens mooi gemaak, reg gemaak. En dis 'n feit. So God maak elke mens mooi en reg. En binne in jou plaas hy 'n liefde. En binne in hierdie Johannes, wat hierdie bekleier is daar groot liefde. En ons gaan by dit uitkom. En Jesus sien dit, wat daar onderliggend is. En ek dink Johannes wou nie dit wees nie. Want hy's hierdie opvleende, vurige man, en eintlik is dit maar net baie keer 'n dekmantel, baie keer net 'n beskermingsmeganisme wat hy dan daar het. En so wandel hierdie twee saam met Jesus, en ek dink by tye, dan kom hulle in situasies, want die Bybel sê vir ons op baie plekke, terwyl Jesus gaan en preek, dan kom hierdie fariseërs, hulle konfronteer Jesus, en hulle kom met baie sware, en hulle beswadder Jesus. Hulle sê vir hom, hy's 'n vraat, hulle sê vir hom, hy's 'n wynsuiper, hulle sê vir hom, hy's 'n vriend van die sondaars, en die tollenaars, en ek dink, Jakobus en Johannes het nie baie van dit gehou nie, en by geleentheid het hulle vorentoe gespring met die vuiste, en hulle wil hierdie ouens reg sien, en dan sê Jesus vir hulle, nee, los dit, en Jesus sê vir hulle, het gaan nie help nie, want hulle harte moet verander. Want julle kan vir hulle stukkend slaan, laat die bloed loop, en dan môre is hulle dieselfde. En dit is hoe dit is in die lewe. Met geweld kan ons niks bereik en verwag nie. Nie met jou woorde nie. Woorde maak baie keer meer seer as wat vuiste maak. Met niks van daai dinge bereik ons regtig iets nie. En Johannes en Jakobus is in 'n leerskool. En ek dink hulle het begin hierdie ding snap. Maar nou op 'n dag waar ons gelees het, kom hulle dan by Samaria, en weer eens, hulle word kwaad. En hulle sê, Here, hierdie is nie reg nie. En hulle besef, maar okay, ons moet nie met die vuiste inklim nie. En hulle dink aan 'n ander plan. Hulle sê, Here, hulle sê vir Jesus, maar Here, okay, ons gaan niks doen nie. Ons gaan ons hande daar hou, maar ons sal vra, mag ons dan sê dat vuur uit die hemel kom, en hierdie ouens dan verteer. Jy sien, so hulle harte is nog nie reg nie. Hulle het nog hierdie vurige meer, en hierdie opvleendheid. En dit wys ons as mens, ons het soveel planne baie keer. Ons wil nie verander nie. En dan doen ons dit ons 'n manier, hierdie vleesmanier. En dan op 'n sekere manier, dan verander ons 'n bietjie, en dan wil ons dit maar net op 'n ander manier doen. Maar steeds nie reg nie. Maar dan wil ek dit bring by die mooi in dit alles. En dan moes daar regtig 'n finale verandering gekom het by Johannes, want ons vind die aand by die nagmaalstafel, sê die Bybel vir ons, dan is Johannes een aan Jesus, aan die kant van Jesus. Die Bybel sê ook, hy lê met sy kop teen die bors van Jesus. So Johannes het nou iets ontdek. Hy het ontdek in die vlees optree, veg en beklei, help nie. Dit ontdek hy in die teenwoordigheid van Jesus. Daar verander hy.
want dis waar hy die liefde kry. Dis hoekom hy wil teen Jesus wees, hy wil met sy kop op Jesus se bors leun, en hy besef, dis waarom dit in die evangelie gaan. Nie jou vleeslike manier van hanteer en doen nie. Daar moet 'n verandering kom. En dan die volgende dag, wanneer Jesus gekruisig word, sê die Bybel vir ons, of die vorige aand, toe Jesus gevange word, sê die Bybel, die disippels het uitmekaar uitgespat. Petrus het Jesus verloor, hy is weg en hy voel sleg, Judas het selfmoord gepleeg, en die ander het net uitmekaar uitgespat, want hulle het nie regtig verstaan, Jesus het hulle voorberei, maar hulle het nie regtig verstaan nie, en dis vir hulle traumaties, en hulle vlug weg. Maar dan sê die Bybel vir ons, daar by die kruis, staan 'n klompie vroue, wat Jesus gevolg het, en dan ook Maria, Jesus se moeder, en dan sê dit ook Johannes. So die enigste disipel wat daar vermeld word, is dan Johannes. En wat vir my sê, hierdie liefde, wat nou deel geword het van sy lewe, maak dat hy bly. Hy gaan na die kruis toe, en want hy soek die liefde. Hy het ontdek regtig waarom dit gaan. En dan sê die Bybel ook vir ons, en ek glo, jy weet, toe, kom ek vat net terug na dit toe Jesus besny is in die tempel, toe daar 'n profeet met die naam van Sagaria, as ek dit reg het, na Jesus toe gekom en Simeon, en vir Maria gesê, dat hierdie kindjie, dis Jesus, is bestem om die lig vir al die nasies te wees. Met ander woorde, om redding vir die hele wêreld te bring. Maar hy sê ook vir haar, 'n swaard sal jou siel deurboor. Met ander woorde, die seer wat sy sal deurgaan met Jesus se kruisiging. En dan is Maria daar, en sy sien wat met Jesus gebeur, en hierdie profesie kom 'n vervulling, hierdie swaard gaan deur haar siel. Dan is Johannes daar, en hy kom staan by haar, en hy omarm haar, en hy staan haar by, en hy weet hoe seer is dit. En dan kyk Jesus van die kruis af, en hy sê vir Johannes, seun, daar is jou moeder. En hy sê vir sy ma, moeder, daar is jou seun. En die Bybel sê, van daardie dag af, het Johannes Maria by hom aan huis geneem. Jy sien, Jesus kon sy moeder aan Johannes toevertrou, want Johannes het verstaan waarom dit gaan. Hy het liefde ontdek, empatie, simpatie, dit het hy ontdek. En jy weet, ons wil baie keer wil ons hê, jy weet, die Here wil groot goed aan ons toevertrou. Ek glo die Here kan net regtig groot goed aan ons toevertrou as ons sy liefde ontdek. Liefde wat ons verander en transformeer, waar ons in sy teenwoordigheid werklik 'n hart vir Jesus ervaar, want as ons 'n hart vir Jesus het, sal ons 'n hart vir mense hê. Nou, dan vind ons ook by die opstanding, vind ons, sê die Bybel vir ons, is Johannes weer daar. So, die liefde maak dat hy hierdie hele pad by Jesus bly. En ek wil vir u sê, as ons hierdie pad van Jesus regtig wil loop, dan moet ons naby aan Jesus kom en naby aan hom leef in sy teenwoordigheid. Jy weet, mense vra baie keer maar, of hulle wonder, hoekom vind ek dit so moeilik om te verander? Want hulle wil verander. Ek glo elke mens in sy diepste wese
wil verander. En die Bybel sê vir ons moet voortdurend verander en hulle vind dit moeilik. Nou wil ek vir jou sê, as jy naby aan Jesus kom, as jy in sy teenwoordigheid kom, dan gaan jy makliker verander. Nou, Johannes, die disipel van Donder, hy van die meer opvleendheid, hy word die apostel van liefde. Dis hoe hy bekend gestaan het in die vroeëre kerk, dit is hoe ons hom sien, dit is hoe ons weet. Nou hy word onthou, nie vir sy hier meer regtig nie, want dit het verbygegaan. Hy word onthou vir sy liefde. Jy weet, aan hierdie oggend wil ek vir u vra, hoe wil ons onthou word? Wil ons eendag onthou word as iemand wat net altyd gestry, beklei het, redeneer het, opvleend was, meerig was, selfsugtig was, baie van hierdie ander goed wat jy kan opnoem, wil jy so onthou word, of wil jy onthou word as iemand van liefde? Wil jy onthou word as 'n omgee mens, as 'n liefde mens, as 'n deernis mens? Jy weet, ek besef een ding, ons as kerk, en dan praat ek van die breëre kerk, die wat aan Jesus behoort, ons moet regtig, soos hierdie Johannes, begin staan. Jy weet, hy gaan staan by Jesus se moeder. En ek glo is tyd dat ons as kerk gaan staan by mense. Ons is baie keer so geneig om te praat van mense. Ek wil vir u sê, is tyd dat ons sal praat met mense. Jy by iemand kom en vra, hoe gaan dit met jou? Gaan dit regtig goed? Is daar wat pla? Is dit seer? En dat mens die seer van mense kan deel. Is regtig tyd geword dat ons nie jy weet die splinter, of ons soek die balk in ander ouens se oë, of die splinter in jou eie oog is die balk, dan ons sal ophou om fout te vind by ander, maar eers te sê, Here, maar haal uit my eie oog die goed wat maak dat ek nie mooi kan sien nie, die goed wat my blind maak, vat dit uit, sodat ek my eie foute kan werk, en dan kan ek ander mense help om te verander, en kan ek daar wees vir hulle in hulle nood, in hulle seer, en kan ek hulle help en bystaan. Nou jy weet, baie mense sê, ag, daai een is maar so gebore, en so laat staan. Ek dink jy het dit al gehoor, so gebore en so laat staan. Of jy hoor, ag, die hele familie, dis nou maar eintlik so. Ek sê, is nie waar nie, want Johannes, sy hele familie, was heel moontlik ook maar so, die meerig, opvleend. Maar Johannes kom by Jesus uit, en hy kom in Jesus se teenwoordigheid, en hy verander. En daarom wil ek sê, vir elke mens is daar hoop. Kom by Jesus uit. Neem jou ware besluit. Jy weet, ek wil afsluit eintlik net met 'n gedagte of twee. Jare gelede was daar 'n akteur gewees met die naam van Don Lennard. Nou die ouer mense dink ek gaan onthou van hom. Nou hy was maar 'n robbekier, 'n karakter, hy het gewoonlik gespeel in die komiese flieks. En dit het later uitgekom in sy getuienis. Hy het, as hy so geweldig dronk word, dan gaan hy uit in die aand, dan vat hy sy halgeweer, en dan skiet hy skote in die lug, want hy sê hy wil die Here skiet. Hy is kwaad vir die Here, né? En dan kom Don Lennard op 'n dag tot bekering, en die Here keer sy lewe om. En hy gaan strate toe,
en hy gaan omhels die mense en hy sê vir hulle die Here het hulle lief en hy lei mense na die Here toe. En dis die God van die Bybel wat hoop het vir elke mens. In 'n vorige gemeente waar ons bedien het, was daar 'n ou tannetjie en ons het vir haar gesê ouma skattebol. Nou, sy het ook maar in 'n huis groot geword waar 'n drankmisbruik gewees het. Sy en haar man, en op 'n dag het sy die Here aangeneem en haar lewe het dramaties omgekeer. Haar man wou nie. Maar dit het dan nie afgesit nie. Sy het kerk toe gekom, sy het nie 'n bidtuur gemis nie, sy het nie 'n diens gemis nie. En wanneer sy by die kerk kom, wil sy almal net druk en sy is net vir almal lief, want sy het iets ontdek in die lewe. Sy het liefde ontdek. Die liefde van Jesus wat 'n verskil in haar lewe gemaak het sy ontdek. En dit word deel van haar lewe en dit begin uitborrel en oorborrel. Nou, jy vra moontlik in hierdie oggend vir my en jy sê, maar ek klink baie seker dat Johannes nou regtig so verander het. En dan wil ek net afsluit met dit. En ek wil vir jou lees, waar is die bewys dat hy regtig verander het van hierdie imerige, bekleierige, opvleende ouetjie. 1 Johannes 4 vers 7. En ek gaan 'n paar verse lees en ek wil vir jou vra terwyl ek lees, luister en dan hoor jy wat jy hoor in hierdie gedeelte. En okay, kom ek sê vir jou, jy gaan net liefde, 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 dis wat hy heeltyd praat. Hy sê, geliefdes, laat ons mekaar lief hê. Want dan sê hy vir my, is dit moontlik dat iemand so 'n rowwe ou so kan verander? Want die liefde is uit God. En elkeen wat lief het, is uit God gebore en ken God. Hy wat nie lief het nie, het God nie geken nie, want God is liefde. Ja, is net liefde, liefde, liefde. Hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar, dat God sy enige gebore seun in die wêreld gestuur het, sodat ons deur hom kan lewe. Hierin is die liefde, nie dat ons God lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het en sy seun gestuur het as 'n versoening vir ons sondes. Geliefdes, as God ons so lief gehad het, behoort ons ook mekaar lief te hê. Soveel om te leer, soveel om in te groei. Okay, dan skiep ek net 'n paar verse. Vers 16. En ons het die liefde wat God tot ons het, leer ken en geglo. God is liefde en hy wat in die liefde bly, bly in God en God in hom. Hierin het die liefde by ons volmaak geword, dat ons vrymoedigheid kan hê in die oordeelsdag, want soos hy is ons ook in hierdie wêreld. Daar is geen vrees in die liefde nie, maar die volmaakte liefde dryf die vrees na buite, want die vrees sluit straf in, en hy wat vrees, het nie volmaak geword in die liefde nie. Ons het hom, dit is Jesus, lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. Wat 'n gedeelte, wat 'n gedeelte in God se woord. Ek dink baie dae as jy voel, niemand het my lief nie. Baie mense vir ons vermoed baie dae, niemand het my lief nie. Gaan lees 1 Johannes 4. Jy sê hoe lief het God jou. En as jy dan voel niemand het jou lief nie, gaan wees lief vir iemand anders. Want dit sê die woord hier, nee. En dan sê hy iets so mooi ook daar. Hy sê die volmaakte liefde dryf die vrees na buite. Daar's dinge waarmee ons as mens sukkel, verwerping, die meer opvleendheid, angs, vrees, bekommernis, al hierdie goed, nee. Maar ek wil vir jou sê, die enigste teenvoete teen dit is Jesus se teenwoordigheid. As jy in sy teenwoordigheid kom, dan gaan vrees weg. Hy sê die volmaakte liefde dryf die vrees na buite. So
en as jy sukkel met wat ook al sukkel, al hierdie vleeslike goed, wat baie keer wil opkom na die oppervlakte toe, gaan in die teenwoordigheid van Jesus, want dis daar waar daarmee gedeel word, waar die verandering in jou lewe gaan kom, want die Bybel sê, dis hoe dit werk, en ek glo die Bybel, want die Bybel wys dit vir ons, van hoe 'n lewe kan verander, en die vraag is net, in hierdie oggend wat ons vir ons elkeen self moet afvraag, weer eens, hoe wil jy onthou word? Hoe wil jy jou lewe leef? Wil jy leef as hierdie omgee mens, hierdie liefde mens, die mens wat word, wat Jesus jou wil hê? Jy weet, nou wil ek ook net dit reguit sê, liefde beteken nie, dat jy nie beginsels het nie. Reg is reg, verkeerd is verkeerd, ja is ja, nee is nee, maar in liefde. Wanneer jy in koudheid reëls wil handhaaf, gaan dit niks vermag nie. Maar wanneer jy in liefde die riglyne neerlê, wanneer jy gaan lees Johannes daar, ons sien, hy het ook baie sterk riglyne. Hy hou van teenstelling, hy praat van lig en duisternis, hy praat van liefde, hy praat van haat. Hy bring altyd hierdie twee teenoor mekaar, en dan wil hy vir jou sê, maar okay, jy moet kies. Kies jy duisternis Satan, kies jy Jesus die lig, kies jy liefde, kies jy haat. Dan praat hy van die kerk, hy praat van die wêreld, hy wil vir ons sê, jy as kerk moet nie deel word van die wêreld nie. God moet jou verander in sy teenwoordigheid en in sy liefde. Prys die Here. Kom ons bid saam. Here, in hierdie oggend wanneer ons stil word, dan besef ons U is die God van die onmoontlike. Van die menslike kant het dit half onmoontlik gelyk. Hoe kan Johannes dan verander? Hy is hierdie opvleende, humorige man wat alles wil regmaak op sy manier deur die vlees. Here, en dan verander hy hom. En wanneer ons dit sien, dan besef ons, Here, enige mens kan verander. Ek kan verander, elkeen van ons. Here, en ek wil glo, soos wat ons hier voor U sit, klein en groot, is die gebed in ons hart. Here, verander my. Maak my die mens wat U wil hê ek moet wees. Here, gister is verby. Al Johannes en Jakobus, so opvleendheid, tye wat hulle vuur uit die hemel wil laat neerkom, is verby. Baie keer moet ons net sê, hierdie ding is verby, foute gemaak. Ja, deur baie dinge wat ek goed probeer het, en baie redenasies, en baie dinge, maar is verby, is verby. 'n Nuwe dag, nuwe tyd, nuwe môre, wat ons wil aangryp. Here, U teenwoordigheid het Johannes verander. En ons wil vanoggend bid dat U teenwoordigheid ons sal verander. Ons wil bid dat U liefde in ons sal invloei. U woord sê vir ons kan nie lief hê, want U het ons eerste lief gehad. U het eerste uitgereik na ons toe. Ons ervaar U liefde. Ons weet as 'n werklikheid, dit bestaan. Here, liefde is die grootste krag in hierdie wêreld. Liefde kan red, liefde kan verander, liefde kan transformeer. Doen dit vir ons. Here, ons smag daarna. Ons wil dit hê. Ons verlang daarna. Soos Johannes, die apostel van liefde geword het. Here, maak ons manne van liefde, maak ons vroue van liefde, maak ons omgee mense, wat U kan gebruik, sodat ons getrou in ons plek kan staan, waar U vir ons plaas, om troos te bring, om moed te gee, om te bid, en Here, om net daar te wees, sodat U koninkryk uitgebrei
en staande kan bly. Dankie vir elke kind van U, klein en groot, kosbaar in U oë. Dankie vir die potensiaal in elkeen van ons. Here, U sien wat geen mens kan sien nie. En ek sê dankie daarvoor. En ek wil bid dat daar mense se harte, daai geloof sal opspring om te sê, Here, ek sien ook 'n ander iets in myself. Ek sien daar's hoogtes wat ek kan bereik. Ek sien dat ek kan verander. Here, en dis my doel. Dis waarvoor ek gaan. En ek weet, U gaan my help. Here, sodat ons beter mense kan wees vir ons kinders, vir ons families, ons broers, ons susters, ons oumas, of wie ook al, dat ons beter mense kan wees, 'n seën kan wees. Vat ons by die hand, lei ons elke tree, Here, soos wat hierdie pad met Johannes geloop het. Loop met ons hierdie pad, help ons om nooit moedeloos te word nie, al val ons dalk hoeveel keer, maar ons sal opstaan en sal sê, ek is in die leerskool van die Here. Here, ek gee nie om wat mense van die of daai sê nie, want ek weet, mense is in die leerskool, en dis goed. Die skool is die beste, en vat ons deur die skool. Ons wil die skool klaarmaak. Al is dit soms seer, al is dit nie altyd lekker nie, maar vat ons deur die skool en bring ons aan die ander kant beter, mooier en sterker. En ons gee aan U die lof en die eer daarvoor in Jesus naam. Amen.